Kundige Chrisanda de Pre is by my in die ateljee en ons vraagie waarby ons vandag begin kom in van 'n luisteraar. Sy sê hou dit asseblief anoniem. Sy is 'n enkel ma van 'n 9-jarige dogtertjie. Sy het na my gekom om te sê sy kyk volwasse goed op die foon. Sy probeer om te stop, maar beloof sy gaan nie weer kyk nie. Op daai oomblik het ek soos 'n failure gevoel, want ek slaap nie met 'n man of ek het nie eers 'n boyfriend nie. Ons praat natuurlik hier van die groot ewel van pornografie. Chrisanda, wat doen jy? Hoe hanteer jy dit as jy agterkom? Jou 9-jarige of selfs ouer het op so iets afgekom en hierdie interesseer hulle nou. Ek dink die aanvanklike belangrike ding is om nie, as ek die Engelse woord kan gebruik, uit te freak nie. Want dis wat jy wil doen. So ek dink in daai oomblik om net diep asem te haal en baie keer vir jou kind te sê, dankie dat jy vir my kom sê het, of jy sê dit nou klaar gebeur, so hierdie is nou raad vir ander mamas en papas in daai situasie. En dan te sê, ek wil net nou mooi met jou daaroor praat, so om dan jou eie emosies onder beheer te kry. Vir daai ma wat dit nou al klaar gebeur het, as daai ma dalk uitgevreek het of iets gesê het wat sy nie moes sê of oorgereageer het nie, gaan na jou kind toe en sê, weet jy wat, ekskuus dat mamma dalk geraas het of gesê het, hoekom het jy die foon gehad of wat ook al, om eers jammer te sê. En om te sê, maar ek wil hê dit moet goed gaan met jou, ek wil jou beskerm, ek is lief vir jou. En dan om dan te sê, dankie dat jy vir mamma kom sê daarvan. Ek waardeer dit, en weet jy wat, ons gaan hierdie saam, gaan ons dit saam aanpak. En om daai kind nie vuil en lelik te laat voel nie, want baie keer voel hulle van self so. En die ideaal is, want om nou so vinnig raad te gee, daar's 'n paar stappies wat gevolg moet word, maar om met iemand te connect, en ons baie mense daar buitekant, en as sy nie iemand kry nie, kan sy my kontak en ek sal haar help. Om dan te gaan en professionele hulp te kry, want ons besef nie altyd die impak van pornografie op kinders nie, en die bande wat daar gesmee word nie. So, maar jy as mamma kan dadelik vir jou kind begin bid, en om dan, soos wat die Here vir ons leer, om dan te sê, Here, ek is jammer, en kan nie my asseblief help, en lei jou dogtertjie met dit, want weer eens, dit is een van die gereedskap wat jy jou kind leer, want eendag gaan daar ander uitdagings wees, en dan wil jy hê jou kind moet weet hoe om sulke situasies te leer. Ek gaan dadelik kalm bly, ek gaan hulp soek, ek gaan jammer sê, ek gaan myself vergewe, daai kringloop wat jy doen, daai proses. Dis hy. Nou as jy nou net ingeskakel het, by my is Chrisanda de Pre, ons ouerskapkundige. Ek het 'n vraag wat ek persoonlik vir jou wil vra, net na die 11:00 nuus. En dit gaan oor die bytjies en die blommetjies. Wanneer is die regte tyd om daai gesprek te hê met jou kinders? Want dit is asof ons al hoe jonger vir hulle hierdie waarheid moet gee. En ek is 'n absolute voorstander daarvan. En jy's 'n mamma van 3 seuns. So as jy ook 'n mamma is van kleintjies in die huis en jy wonder ook daaroor, net na 11 gesels ons verder alles ouerskap. Jou nuus om 11 net hierna. Keep on, daai liedjie is van Elevation Worship hier op Radio Tygerberg 104 FM. Ons is hier om die naam van die Here groot te maak, maar meer is dit, ek het 'n wonderlike kundige by my in die ateljee. En ek vra jou somme om in te koop en in te luister, want julle, baie keer moet ons baie duur betaal vir die raad van kundiges soos Chrisanda wat hierso by my is. Haar konsultasie besigheid is Grow Training and Consulting. Gaan soek gerus vir haar op Facebook om persoonlik dalk raad te vra of aan te klop vir 'n geselsie by haar oor raad wat sy 'n konsultasie met jou kan doen. Maar intussen het ons nou 'n vraag gekry weer in die lyn van dit wat ons nou bespreek het. Ons weet met ons digitale generasie waarin ons tans bly, dat kinders baie gouer blootgestel word aan dinge as wat ons sou wou. Kom ons wees gou eerlik, ons het vroeër 'n vraag gekry oor 'n 9-jarige dogtertjie wat blootgestel is aan pornografie en die mamma het gevra, hoe hanteer ons dit? Nou, dit is my laaste wens op hierdie aarde, dat my kinders ooit aan so iets moet blootgestel word, voordat hulle die waarheid by mamma en pappa hoor. Oor seks, ons noem dit sommer lekker op die naam. Chrisanda, jy is 'n mamma van 3 seuns. Wat is 'n ouderdomsgepaste tyd om inleidend te begin gesels oor hierdie tema? Kan ek net dalk iets sê voor ek daai vraag antwoord? En dit is dat ons moet besef, ons is
nie van die wêreld nie, maar ons leef in die wêreld. So, al maak jy jou kind op 'n sekere manier groot en jy gee dalk nie vir jou kind 'n selfoon nie, jou kind gaan dalk op 'n stadium blootgestel word daaraan. En ek het al gedeel dat my kinders was op 'n kerkkamp gewees. Toe hulle hoor ander seuns kyk pornografie op 'n kerkkamp. En gelukkig het ek met hulle 'n gesprek gehad of voor dit al om te sê, jy kan nie, sekere goed kan jy beheer en ander kan jy nie. Jy kan beheer of jy gaan saam kyk en of jy jouself daarvan gaan weerhou. So, ons moet regtig bewus wees daarvan dat soos die Bybel sê, die vyand loop daar soos 'n brullende leeu en kyk wat hy kan verskeur. So, ons moet proaktief wees. So, moenie wag tot daar iets gebeur of totdat jy dink, "Sjoe, hierdie is nou dalk 'n goeie tyd nie." As jy dink hierdie is 'n goeie tyd, dan is dit gewoonlik omtrent 2-3 jaar voor dit wat jy al 'n gesprek met jou kind moes gehad het. So daar is persone soos Greta Wit wat baie goeie raad gee en daar's ook hulpmiddels daar as jy meer inligting wil hê. Maar begin by die mooi daarvan. Jesus het ons liggame gemaak. Hy het dit mooi gemaak. Hy het dit goed gemaak. So pas jou liggaam op. Dis privaat, niemand mag daarin vat nie, dis wonderlik, dis mooi. En veral, as jy nou kyk na veral seentjies, as hulle aan hulle self begin vat. Baie mammas gaan net sê, nee, sies los, ons vat nie daar nie. Daai ek. En dit is waar ons moet gaan en sê, ons moenie daai woordjie sies gebruik nie. Want daar kom baie keer daai skuldgevoel van, ek nee, dis lelik, jy weet, ek dis lelik, dis ongehoord. Want dit is normaal. So, lei jou seentjie se aandag net af na iets anders en sê vir hulle, jy weet, okay, onthou, ons is by ander mense, haal jou handjie uit jou broek uit, daai tipe goedjies. So, begin op 'n manier dat dit moenie van alles op een slag sê nie. En om daai fondasie te lê van Jesus het alles goed en mooi gemaak en daar is 'n rede hoekom hy dit gedoen het. Om met ons kinders oop en eerlik te wees is baie belangrik. Ek vat nou my tienerseuns dat ek het met hulle gedeel oor menstruasie. Alhoewel dit nie dogters is nie, want ek wil hê hulle moet die eerste inligting wat hulle van dit moet kry is by my. Ja. En hulle gaan dalk met dogtertjies te doen kry. Ja. En hulle moet nie wonder en gaan Google nie, want Google gaan vir hulle baie ander inligting gee as die inligting wat ek vir hulle gaan gee. So, wees proaktief, gaan kyk vir hulpmiddels by bronne wat jy vertrou en natuurlik bronne wat Bybel gefundeerd is. Love dit. Chrisanna, wanneer is die beste ouderdomsgepas? My oudstiekie is nou 6 en ek voel ons kan tot 'n mate al iets met hom deel. Wat is die intrapslag? Wat deel jy en wat deel jy nie? Ek dink 'n goeie intrapslag is om te begin met waar kom jy vandaan? Ja. En om vir 'n kind sonder om te biologies te raak en te veel detail te gee van presies hoe dit gebeur, om te sê, Jesus het 'n stukkie van mamma en 'n stukkie van pappa gevat. En dan kan jy die woordjies gebruik, spermpie, en jy kan eierselletjie gebruik, en gesê, Jesus het daai twee stukkies van mamma en pappa gebruik, om dit in die mamma se maagie te hê, en om dit te laat begin groei, sodat jy daar vir ons kon wees. So begin op 'n plek waar jy oop en eerlik is, hierdie ding van die ooievaar het jou kom aflaai en al daai goed, moet dit asseblief nie doen nie, want daar's baie goeie en mooi maniere. Baie keer praat ouers nie, want hulle voel skaam en hulle voel ongemaklik daarmee. En ek sou sê, begin jy gemaklik raak daarmee. So al moet jy en jou man 'n paar gesprekke met mekaar hê, sodat jy gemaklik daar kan sit. Want kindertjies stel op, my ma en my pa voel baie ongemaklik, en dan maak dit eintlik die gesprek baie ongemaklik. So 6 jaar kan jy verseker al gesprekke hê, en om so te begin. So jy hoef nie wendig al die detail glad nie. Daar was baie mooi beskryf. Hierdie gesprek gaan op potgooi wees, want ek weet hier's nou selfs mense wat te skaam is om te vra. Ja, dan gaan julle dit op potgooi deel. Ja, my broer, ja my suster. Ons moet in 'n tyd soos hierdie asseblief paraat wees. Ek wag vir jou ouerskap vraag by 0844 104 104. Jy kan dit met liefde anoniem stuur. Ons beantwoord dit vir jou. Chrisanna is nog by my vir die volgende 20 minute. So stuur my vragie hier teen die einde, gaan die vrae instroom en dan is die tyd te min. Ons het nog net tyd vir so 4 vrae. Jy kan jou antwoordjie, jou vragie stuur anoniem 0844 104 104.
Is precision G makes heavy. Hey yo, dit is precision G met daai liedjie heavy. Is ingeskakel hier op Radio Tygerberg 104 FM en ons het vanoggend so 'n bietjie van 'n heavy tema. Maar dit moenie heavy wees nie, want ons as kinders van die lig bring dinge wat donker is na die lig toe. Ons praat vanoggend bietjie en dit het nou sommer spontaan gebeur, nie so beplan nie, oor kinders wat vra het oor die blommetjies en die bytjies, wat is ouderdomsgepas, wat deel jy en wanneer deel jy? Hier kom 'n vraagie in van 'n ouma. Sy sê goeiemôre, ek wil net graag weet, as jy 'n ouma is, hoe kan jy met kleinkinders die aspek bespreek? Nou jy by die huis wat net ingeskakel het, my gas in die ateljee is Chrisanda de Pre. Sy is 'n ouerskapkundige, self 'n mamma van 3 kinders en sy deel haar kundigheid. Dankie Chrisanda. Ek wil net begin deur vir hierdie ouma te sê, wat 'n voorreg is dit nie om 'n ouma te wees en betrokke te wees en dat jy kleinkinders het wat ook dalk met vrae na jou toe kom nie. Dit is regtig 'n voorreg en vir daai ma en pa, dis 'n voorreg om 'n ma of 'n skoonma te hê wat daar is om te wil help. Ek dink as 'n mens gaan kyk na verhoudings oor die algemeen tussen oumas en ouers, die oumas en oupas en die ouers, 'n mens wil daai goed en gesond hê en hou. En dit is hoekom grense baie belangrik is. En ek beveel ouers en grootouers altyd aan om daai grense te respekteer. Op die einde van die dag is daai kindjie te vertrou aan die ma en die pa. En dit is hulle reg en voorreg om onderwerpe soos die bytjies en die blommetjies self te kan bespreek. Ja. Maar ons weet kinders het ook vrae en 'n ouma en 'n oupa sit partykeer in 'n situasie en dan wil hulle vra antwoord. So ek sou sê weer eens, as 'n mens vooraf, want jy weet dit gaan daar kom, om daai gesprek te hê met 'n ouma en 'n oupa om te sê, as ons kinders vrae het of jy wil ietsie deel, praat net eers met ons. Ja. Want jy wil op die einde van die dag uit een mond praat. Dit is hoekom ons altyd sê, ma's en pa's, die ideaal is dat albei ouers 'n ouerskapkursus bywoon. Saam die Here dien, sodat dit wat jy in jou kinders insaai, uit een mond uitkom. En dieselfde met 'n ouma en 'n oupa. So 'n ouma en 'n oupa moet eers met die ouers praat om te sê, mag ek met hulle hieroor praat? Dit is baie keer goed, want daar's baie keer 'n baie spesiale verhouding. Ek het dit gehad met 'n ouma of 'n oupa. Sodat daai ouma en daai oupa net dit kan bevestig, dit wat die ma en die pa al klaar ingesaai het en gedeel en Wonderlik. Nog een vraag oor hierdie tema en ek dink dit is baie van pas, maar ek wil gesels weet, sal jy voorstel die mamma gesels met die dogtertjies en die pappas gesels met die seentjies? Verstaan ek dit reg? Verseker, ja. Okay. Ja, ons hou dit Okay. mamas met dogtertjies, pappas met seentjies. Die vraagie lui, tot watter ouderdom kan mamma of pappa uit sy dogtertjie of seentjies nog kaal verskyn voor die kleutertjies en tot watter ouderdom moet jy nou bietjie sê, Boeta, verlaat die kamer? Weet jy, ek dink daai gaan baie, in 'n mate kan jy self staatmaak op hoe jy voel en waarmee jy gemaklik is, maar daai kan ook 'n baie gevaarlike situasie wees, want party van ons is net meer gemaklik. Ja. So moenie net volgens dit gaan nie. Ek sou sê, maak seker dat seentjies wat saam met mamma stort of bad of kaal by mekaar is, dis obviously vroeër, gaan daai gestop word en dieselfde met pa's en dogtertjies. Want ons wil hulle leer, jy weet, dis privaat, ons respekteer dit en veral waar hulle liggaampies begin verander. Want hulle gaan begin vra hê oor hoekom lyk jy anderster. En dan moet dit ook weer eens 'n baie oop en eerlike gesprek wees. Ja. Min of meer 'n ouderdom, wat sê seentjie nog vir mamma? So ek het dat my seentjies saam met my nog stort tot omtrent op 4 jaar. Ja. En toe hulle begin vra, het ek dit baie eerlik geantwoord. Ja. Maar ja, so toe het ek net gesê, jy weet, mamma stort nou alleen en jy kan nog lekker saam met pappa stort. So moenie te groot ding daarvan maak. Hier op Radio Tygerberg 104 FM en ons het heelwat ouerskap vrae wat inkom by my kundige Chrisanda de Pre. En sy is natuurlik van die konsultasie, haar eie konsultasie besigheid Grow Training and Consulting. Nou 'n vraagie wat ingekom het, en dit is iets wat relevant is in hierdie tyd, in hierdie seisoen. Die vakansie is minder as 'n week oor. Mense het nou heerlik ontspan, die gejaagde oggende was verby, dis nie meer so druk nie.
En ewe skielik kom daai angstigheid en dinge gaan nou net weer woes gaan en dan gly ons in Desember vakansie in, jy weet. Ons moenie daai mentaliteit. Ons moet dit nie hê nie. Chrisanda help vir ons. Weet jy, ek lag so Liami, want as mense hoor ons gaan Hartenbos toe, dan sê hulle, julle gaan nou na 'n plek toe, julle gaan nou die heeltyd net vakansie hou. Of kan ons by jou bly Desember? En dan lag ek eintlik so, want ek dink dit is baie keer ook 'n temperament ding. Ek dink jy kry ernstiger mense en obviously wat baie gedrewe is en hulle raak baie vasgevang in hierdie besige lewe. En dan is daar mense soos ek wat ook baie gedrewe is, maar ons vat die lewe so 'n bietjie rustiger aan. So ons kom nie baie keer op 'n plek wat ons voel okay, alles raak nou net heeltemal te veel nie. Maar dan moet ons gaan kyk na wat wil die Here vir ons hê. Die Here wil hê ons moet natuurlik ons tyd uitkoop hier op aarde. Ons moet die beste maak van elke dag, elke minuut wat ons het. So om die tyd om te wens, om 'n skoolkwartaal om te wens, net sodat ons weer by die vakansie kan uitkom. Dit is natuurlik, want ons lywe raak moeg. Ja. Ons emosies raak moeg, ons raak geestelik moeg. Maar ek dink dit is so belangrik. Ek kan onthou as dit een keer het ons 'n boodskap gehad by ons kerk waar die pastoor met ons gedeel het dat jy kan you can resting from or you can rest for. Mooi. En dit het vir my dit so mooi saamgevat, want dis goed om rustye tussenin te hê vir jou liggaam. En dis hoekom die Here ook vir ons 'n rusdag gegee het. Hy het geweet, dis belangrik. Maar as jy net gaan rus sodat jy net weer kan opstaan vir dit wat gebeur het, dit is nie voldoende nie. Ons moet rus en ons moet onsself volmaak derentyd sodat ons reg is vir dit wat die Here vir ons gaan gee. Ja. In die kwartaal, terwyl ons met mense werk, terwyl jou kind skool toe gaan, sodat jy nie so uitgebrand is dat jy geleenthede wat die Here op jou pad sit om mense te bereik, om sy lig te wees en om sy sout vir die aarde te wees, om daarop uit te mis nie. Dankie. Ek hou baie daarvan. Ons het juist gister bietjie met ons susters, ons gesels nou so 10:11 op 'n Dinsdag gesels ek en Vanessa en Richelle en Ingrid lekker saam in die ateljee. En dan juist gesels oor hoe rus 'n mamma, nê, en hoe lyk dit vir ons almal anders in daai seisoen. So baie mooi vraag. Nog 'n vraagie wat ingekom het hierso is hoe hanteer jy rassistiese aanmerkings? Nou ek neem nou aan 'n kleintjie het dit teenoor iemand gesê of ja, dit is my heel moeilik die vraagie wat dit lei. Ek dink meeste van die tyd kom dit op 'n baie onskuldige manier of as 'n grappie. Maar ons moet besef dat en ek wat seuns het, jy weet, genade. Ek moet daai partykeer so mooi manage. I've got you. Om net te sê, "Sjoe, voor jy dink, daai Bybelversie om 'n wag voor jou mond te sit, is so belangrik, want ons moet vir onsself afvra, hoe gaan hierdie iemand anders laat voel?" Toe Jesus hier op die aarde was, het hy net soveel liefde gewys en betoon aan die persoon wat die grootste sondaar was, as aan die persoon wat hom die liefste gehad het. En dit is wat ons ook moet doen. Die Here het ons almal gemaak, ons lywe, ons kleur, lyk dalk anderster van mekaar, maar die Here het ons nog steeds almal dieselfde gemaak. So wanneer jy rassistiese aanmerkings maak, al is dit as 'n grappie, dan is dit meeste van die tyd ten koste van iemand anderster se geluk. En dan is dit eintlik maar om te boelie. En ons het al gepraat oor boelie gedrag hier op die stasie. En jy wil jou mond beskerm. Jy wil 'n wag voor jou mond sit, want dit is wat God van ons vra. En wanneer jy in mense se lewens, jy weet, inbou, of wanneer jy praat, wil jy hulle opbou. Ja. Jy wil nie afbreek en seermaak nie. Ja, ek hou daarvan. Nou hierna het ons nog tyd vir een ouerskap vraagie. Chrisanda, ek vra sommer nou al, as mense jou wil gaan volg op sosiale media, as hulle met jou 'n konsultasiesessie wil bespreek, waar kan hulle dit doen? Ek het 'n Facebook bladsy, ook Grow Training and Consulting. Ek weet ek moet 'n bietjie meer aandag daaraan gee, maar ek sê altyd die maklikste manier is om my te kontak op my WhatsApp nommer. Om vandag kontak met my te maak. Ons gaan vir jou daai besonderhede gee. Jy kan jou pen en papier nader hou. Ons speel 'n liedjie van Jacksonville, Good God. Af met ouerskapkundige Chrisanda de Pre. Hierdie vraagie lui, what age do brothers and sisters stop bathing together? Age-wise, boy is 6 years old and girl is 3 years old.
weet jy, toe jy nou sê, hierdie is nog 'n vraagie wat inkom, so vir die mammas en pappas al buite kan wat sê, nog steeds op hierdie onderwerp, ek dink dis net weer eens 'n bevestiging dat daar word te min oor hierdie goed gepraat. Absoluut. En wanneer iemand daaroor begin praat, dan besef hulle maar, okay, hier's 'n geleentheid om, want ouers het vra. So, ek wil ouers aanmoedig, moenie skaam wees om vrae te vra nie. As jy vrae het, reik uit en vra daai vraag. So, omdat ek nou 2 seentjies het hulle natuurlik, jy weet, hulle het nog tot 'n paar jaar terug saam gestort. Ja. So dit is baie anders met, jy weet, selfde geslag. Maar wanneer dit 2 verskillende geslagte is, sou ek weer eens sê, moenie 'n groot ding daarvan maak, wat die kinders skaam laat voel of weird laat voel nie. Laat dit 'n ding wees van, weet jy wat, ons lyfies verander, so daarom kan jy nog saam met mamma bad, of saam met pappa stort, hang nou af, dis seentjie of 'n dogtertjie is. En dan, ek dink wanneer die lyfies begin verander, en wanneer jy kan sien, okay, maar hulle begin nou na mekaar se liggaampies kyk. En weer eens, so dis een clue. Die ander een wat ons 'n gedagte kan hou is hoe jou kindertjies reageer. Want sekere temperamentkindertjies en hulle spasies lyk bietjie anders van mekaar. So wanneer jy sien een kindjie is dalk bietjie meer ongemaklik, kyk na jou kinders, kyk na die omstandighede, vra jou eggenoot ook sy raad. Maar ons wil graag hê ons kindertjies moet veilig voel en hulle moet gemaklik wees in die spasie waar hulle is. Ek hou baie daarvan. Dankie. En hiermee sluit ons gesprek af. Nou, ek weet nie of jy nou eers inskakel nie. Chrisanda kuier al hier by my, seker vir die afgelope byna 2 jaar, né? Want ons mekaar leer ken het en dit was my absolute voorreg want sy het vir my soos 'n vriendin en 'n sussie geword en elke keer as sy instorm dan verbaas ek my weer hoe ongelooflik mooi hierdie vrou is, binne en buite, maar hoe sy net hier inkom met hierdie autoriteit, hoe sy praat met hierdie goeders. En Chrisanda, ek wil vir jou eer en vir jou baie dankie sê, vir jou tyd, vir jou opofferings, en elke keer deurgery al die pad van die strand af, op 'n stadium met sy oor die telefoon gepraat en dan is dit 'n voice note, maar keer op keer het sy gekom en sy het gesê, sy wil die luistergehoor van Radio Tygerberg bedien. En jy en jou familie is op pad, julle trek Hartenbos toe, en ek wil jou reg seën, net met die Here se goedheid en met sy wysheid, met sy leiding, met sy beskerming. En mag hy vir julle as gesin, ek weet dis ongemaklik soms 'n trek, né? Dis nog baie harde werk wat moet gepaard gaan. En ons klein vreesies wat gepaard gaan met dit. Maar kom bid gou 'n oomblik saam met my, daar waar jy by die huis is. Vader, ons wil sê vir u dankie vir hierdie vrou se kundigheid, vir haar wysheid, vir haar hart om te dien en soveel ouers te help in 'n seisoen soos hierdie en waar sy gaan aanhou dit doen in die Suid-Kaap. Here, ons kom bid dat u vir hulle 'n pad sal oopmaak as gesin. Ons kom bid vir 'n geestelike familie in Hartenbos daar in die Suid-Kaap. Ons kom bid vir 'n kerkfamilie. Ons kom bid vir vriendskappe vir haar seuns. Ons kom bid vir vriendskappe vir haar, Here, want sy is 'n lekker mens en almal wil haar vriendin wees. Here, ons seën vir hulle regtig met u beskerming, met u liefde en dankie dat ons u kan ken en weet dat u hulle stuur. Dat hierdie is nie iets wat hulle gaan doen vir hulle eie gemak nie, maar weet dat hulle gaan om grondgebied in te neem vir die koninkryk van Jesus Christus. In Jesus naam, amen. Amen. Chrisanda, ietsie van oulaas, jy wat wil groet en dan ook asseblief jou kontakbesonderhede waar mense jou kan volg. Ag, Leomi, ek wil net sê baie dankie vir die geleentheid en ek sê dankie vir die Here. En dit is 'n grondgebied wat die Here vir my gegee en geleen het vir 'n rukkie en ek is baie dankbaar daarvoor en ek sê altyd ek kan nie hierdie doen sonder die Here nie. Ek tel by hom in by sy wysheid. Ja. So dit was regtig net 'n ongelooflike voorreg gewees om hierdie te kon doen. En om hierdie pad saam met jou te stap. Ja, dankie. Chrisanda, waar kan mense vir jou kontak? Hulle kan my kontak op my WhatsApp nommer. Dit is 068 9003 223. Sy, wonderlik. Ek groet jou aan die ander kant van hierdie as jy daai nommer gemis het. Stuur sommer vir my die woorde ouerskap kontak en ek sal vir jou daai details van Chrisanda stuur. Maar wat 'n groot voorreg en wat 'n groot seën. Ek kan vir jou verseker dat hierdie program waar ons vanoggend gesels het, gaan later beskikbaar wees op Potgooi. En dan kan jy alles weer geluister. Ek dink vanoggend was eintlik so hoogtepunt, jy weet, ons het oor goedjies gesels waar ons nog nooit gesels het nie. En dit is diep vrae waar ouers regtig waar die regte leiding nodig het. He saint is real, mate, how many times? Is hy?